Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan korting toegestaan aan debiteure. Staan 10% korting toe op 'n skuld van R180. Die totale skuld is dus 100%. Ons staan 10% daarvan toe as korting, soos gaan sê 10 gedeel deur 100 en dit gee vir ons dan R18. Ontvang R180 nadat 10% korting toegestaan is. Dit beteken die bedrag wat ons ontvang is slegs 90% van die totale skuld, want daar was 10% korting toegestaan. As ons die korting hier wil bereken, sal ons 10 deel deur 90, omdat die 180 gelyk is aan 90%. En dit gee vir ons R20. Dit is dus baie belangrik om te bepaal of die bedrag wat voorsien word die totale skuld is, en of dit die totale bedrag ontvang is. Bepaal korting wanneer die bedrag ontvang voorsien word. Mamelodi handelaars ontvang R50 en staan R10 korting toe. Dit beteken die ontvanggedeelte is 50, die korting is 10 en die skuld sal verminder met R60. Mamelodi handelaars ontvang R50 en staan 10% korting toe. So die bedrag wat ontvang is 50 en ons moet 10% op die 50 uitwerk wat dan vir my R5 sal gee en dit beteken die totale skuld verminder met R55. Mamelodi handelaars ontvang 600 vanaf Maika handelaars na 20% korting toegestaan is. So dit beteken die totale skuld is 100%, ons het korting toegestaan van 20 en ons het dus net 80% van die totale skuld gekry. Die bedrag wat ons ontvang is gegee, so hierdie 80% is gelyk aan R600. As ons die korting wil bereken, die een wat ons wil hê 20, gedeel deur die een wat ons ken 80, maal met 600 en dit gee vir my R150. In die algemene grootboek sal ons aandui dat die saldo van die debiteure 750 is. Wanneer korting toegestaan word, word die debiteure verminder met die bedrag wat ontvang is en die korting toegestaan. Die bankrekening sal bates vermeerder aan die debietkant met 600 en debiteure kontrole sal getoon word aan die debietkant van korting toegestaan om aan te dui dat die dubbelinskryving is in debiteure kontrole rekening en ons skep 'n uitgawe van R150. Die bank word gedebiteer om bates te vermeerder met die 600 wat ontvang is. Debiteure kontrole word gekrediteer om bates te verminder met die R600. 'n Kwitansie is uitgereik en die joernaal is kontant ontvangste joernaal. Korting toegestaan word gedebiteer want uitgawes vermeerder aan die debietkant, uitgawes verminder winste, so eienaarsbelang sal verminder met R150. Debiteure kontrole word gekrediteer om die bate te verminder en korting toegestaan word nog steeds op die kwitansie aangeteken en dit word aangeteken in die kontant ontvangste joernaal. Betjie vereffen sy skuld van 600 nadat 10% korting ontvang is. Die totale skuld is dus 100%, korting toegestaan is 10%, die ontvang is 90%, die totale skuld is gegee, so die 100% van die skuld is gelyk aan R600. Die korting sal dus wees, die een wat ons wil hê 10, op die een wat ons ken 100 maal 600 en dit gee vir my 60. As ons die bedrag ontvang wil bereken, die een wat ons wil hê 90 gedeel deur die 100 wat ons ken en dit gee vir ons R540. Debiteure het 'n debietsaldo van 600. Ons verminder die debiteure met die totale R600 wat ons geld ontvang het en korting toegestaan het. Die bankrekening vermeerder met 540
en korting toegestaan uitgawe word gedebiteer met 60. Die bank vermeerder dus die bate met 540 wat ontvang is. Debiteure kontrole verminder die bate met 540. 'n Kwitansie word as bewys van betaling uitgereik. Die transaksie word in die kontantontvangste joernaal aangeteken. Korting toegestaan wat 'n uitgawe is, maak winste minder met R60. Debiteure kontrole verminder die bate met R60. Wat het ons geleer? Wanneer korting toegestaan bereken word, moet bepaal word of die bedrag ontvang of die uitstaande skuld gegee word. Aangesien die berekening verskillend gedoen word, is dit baie belangrik om eers te bepaal of die bedrag ontvang of die uitstaande skuld voorsien word, anders sal jou hele berekening foutief wees. Debiteure kontrole verminder aan die kredietkant met die bedrag ontvang en die korting toegestaan. Korting toegestaan vermeerder uitgawes aan die debietkant en bank vermeerder aan die debietkant met die bedrag wat ontvang is.